Goeiedag en baie welkom weer by jou Sondag Stilword van 18 Mei 2025. As ek vanoggend vir jou sê, Petrus, wat kom in jou gedagtes op? Die oomblik as ons die naam Petrus hoor en ons dink aan Petrus van die Bybel, die eerste ding wat by ons opkom is dat hy die een is Wat Jesus verloon het. een groot fout wat hy gemaak het, maak dat ek en jy 2000 jaar later nog steeds aan die fout dink en nie aan al die wonderlike ander dinge wat Petrus gedoen het nie. Is dit nie maar soos ons ook is nie? Daai een fout wat iemand maak, staan vas in ons koppe. En elke keer as ons daai persoon sien, dan dink ons aan die fout wat hy gemaak het. En ons vergeet in die proses hoe daardie persoon deur die fout gegroei het en wat hy geword het. Hy is nie meer dieselfde mens as die een wat die fout gemaak het nie. Daarmee saam vergeet ons ook hoe daardie persoon gevoel het. Hulle sê mos, ons verstaan nie mooi van mekaar se ervarings voordat ons nie in die ander een se skoene was of klim nie. Hoe dink jy? Het 'n Petrus gevoel na alles wat gebeur het, toe Jesus hulle daar op die strand ontmoet het? Kom ek wys gou vir jou 'n video, wat nogal so ietsie van Petrus se hart weerspieël. Daardie skuldgevoelens. Oor hierdie ou groot hond se gesig staan net een ding geskryf. Ek weet ek het 'n major aangejaag. Maar weet jy, dis eintlik nie ek. Hy wil eintlik nie vir sy baas in die oë kyk nie, want hy weet wat hy gedoen het was nie reg nie. En ek dink dit is soos wat Petrus moes gevoel het, vandat Jesus die eerste keer aan hulle verskyn het in die bootvertrek, tot op hierdie punt waar Jesus die derde keer aan hulle verskyn het by die see van Galilea. Maar dit bring my by ons tema van vanoggend. Ons tema van vanoggend is liefde wat verstaan. Johannes 21 vers 17. Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom die derde keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. Nou die realiteit van die lewe is dat elke keuse wat ons maak, gebeur en vind plaas binne sekere konteks, sekere omstandighede. En dit is juis ons beleef van hierdie omstandighede en die emosies wat wakker gemaak binne ons deur die omstandighede wat maak dat ons op 'n sekere punt in ons lewe sekere keuses maak. En soos wat ek net al gesê, dis maklik vir ander mense om te sê dit was verkeerde keuses. Maar binne daardie konteks het dit vir jou en vir my gevoel, dit was die enigste keuse wat ek kon maak. Baie keer gemotiveer deur vrees en 'n klomp ander dinge. Dis soos wat iemand met my gedeel het, wat vir my gesê het, weet jy, elke keer moet ek hoor, ja, maar dit is omdat jy 20 jaar gelede daardie keuse gemaak het, nie na ons geluister het nie, dat jy is vandag waar jy is. My vraag was, hoe lank moet 'n mens betaal vir verkeerde keuses? Want soos wat ek net al gesê het, van die verkeerde keuse af tot waar jy vandag is, het jy gegroei as mens en geword. Maar mense haak vas by die verkeerde keuse en daarmee saam ontken hulle die pad van wie en wat jy geword het en wie en wat jy vandag is. So voordat ons te hard is op Petrus, kom ons kyk net gou 'n bietjie na sy konteks en dit wat gebeur het. Jy sal onthou, Petrus was een van die vissermanne wat Jesus hoeka daar by die see van Galilea geroep het om hom te volg. En van die begin af kon 'n mens duidelik agterkom, Petrus is in 'n ander klas. Hy was nie bang om sy sê te sê en sy ding te doen nie. Meer nog, hy en Johannes was in die binnekring van die disippels wat die naaste aan Jesus was. En juist daarom was hy oral saam met Jesus, op die berg van verheerliking, waar Moses en Elia aan hulle verskyn het. Vir 3 jaar het hy saam met Jesus gelewe, so naby aan hom.
Hy het elke wonderwerk gesien. Hy het op die water geloop saam met Jesus. Hy het gesien hoe Jesus die storm stil maak. Hy het gesien hoe Jesus dooies lewend maak. Hy het alles gesien. So daar was geen manier dat 'n Petrus kon twyfel aan wie Jesus was nie. Maar soos wat ons al vir mekaar gesê het, in Petrus se kop was daar twee gedagtes. Dit wat hy gehoor het by Jesus en dit wat hy wou gehad het saam met die ander disippels en die Jode. Hulle wou 'n Messias hê. En dit het daartoe gelei dat daar heeltyd hierdie spanning in Petrus se kop was tussen dit wat hy wou gehad het en hoe hy Jesus gesien het en dit wat Jesus gesê het van sy koninkryk en 'n klomp ander dinge. Dit het hom die heeltyd so aan die wonder gehou. Nou, wie is Jesus nou eintlik? En toe begin die bomme baar. Johannes 13, Jesus begin om sy disippels se voete te was. Petrus sê nee, nie myne nie. Ek sal u nooit toelaat om my voete te was nie. Maar toe Jesus sê hy moet dit doen, toe sê Petrus, maar Here, nie net dan my voete nie, sommer my hele lyf. Dis 'n Petrus daar. En toe gaan Jesus aan. En ewe skielik eerste bom. Een van julle gaan my verraai. 12 manne, 3 jaar so saam. En ewe skielik, een van julle is 'n verraaier. En ek kan nou net dink, nadat Jesus vir Judas aangewys het as sy verraaier, was daar so verligting onder die disippels van, gelukkig is dit nie ek nie. En toe gaan Jesus aan. En hoor nou weer vir Petrus, nadat Jesus die verraaier aangewys het, Petrus ewe vol van homself wat sê, Here, ek sal selfs deur die dood saam met u gaan. En net daar bars Jesus toe sy babbel. Jesus sê van Petrus, jy gaan my 3 keer verloon. Jy gaan sê, jy ken my nie. Jy gaan ontken dat jy een van ons is. Dink net vir 'n oomblik, wat het in Petrus se kop gebeur? Ek is doodseker, Petrus het dit beleef as 'n klap deur sy gesig. Hierdie boesemvriend van hom, wat vir hom sê, hy kan nie op hom staatmaak nie, hy's nie lojaal nie, hy gaan hom verloon. Ek glo met my hele hart, dit was 'n verskriklike moeilike pil vir Petrus om te sluk. Dink net vir 'n oomblik, wat het in Petrus se kop aangegaan. So pas het Jesus gesê dat een van die broers hom gaan verraai. En om die kersie op die koek te sit, Jesus wat sê Petrus gaan hom verloon. En Petrus weet nie wat is hier aan die gebeur nie, maar dit is nie lekker nie. Kom ons bring dit so 'n bietjie nader aan ons eie velle. Hoe sou ek en jy gevoel het as 'n goeie vriend van ons vir ons sê, weet jy, ek sal baie graag, maar weet jy, ek weet nie of ek jou kan vertrou nie. Daaroor weet ek nie of ek hierdie dinge met jou kan deel nie. Ons sal hierdie ingesteldheid hê, man, vlieg in jou kanon, en as jy nou dink ek kan nie vertrou word nie, kry vir jou. En dan verskuif ons fokus na Getsemane. Jesus wat een kant toe gaan, die disippels is moeg, lees ons in die Bybel, emosioneel getap, fisies moeg, omtrent soos in die army as jou boude grond van, dan gaan jou oë toe. En Jesus sê vir hulle, ek gaan een kant toe om te gaan bid, bly net wakker saam met my, bid saam met my. Maar toe daai manne 'n blaaskans kry, toe hulle oë toe, hulle is weg. En Jesus stoksiel alleen. Dink net wat moes in Jesus se hart geleef het. Op die tyd wat hulle die nodigste gehad het, is hulle nie daar vir hom nie. Hy kom by hulle en hulle almal slaap. En dan beweeg ons aan tot op die punt waar die soldate vir Jesus gevange geneem het. 'n Judas wat Jesus soen, interessant. So naby soen hom, maar terselfdertyd is dit 'n soen van verraad. Petrus wat 'n tweede asem na die vinnige slaapie gekry het, trek sy swaard uit en hy wil beklei, hy wil veg, hy kap Malchus se oor af. En Jesus stop hom en sê, dis nie deel van die plan nie. En ewe skielik verdwyn die disippels soos mis voor die son. En Jesus word alleen weggevat. En so glo ek, het Petrus gehoor. Dalk het hy van ver af die kruisiging gesien, maar hy het die boodskap gekry. Jesus het gesterf. En Jesus het nie net gesterf nie, hy het ook opgestaan. En ewe skielik was die disippels weer by mekaar, want hulle het gehoor van al hierdie dinge wat gebeur het. En ek het verlede week vir jou vertel, hulle reaksie daarop.
En ewe skielik is Jesus by hulle en ek dink toe trek Petrus daai een van die hond. Hy wil nie vir Jesus in die oë kyk nie. Hy is te skuldig. Kyk maar net af. Want hy het geweet, hy het Jesus teleurgestel, sy beste vriend. En Jesus het nie lank met hulle gesels nie, hy was net in, en toe sy weer weg. Die tweede keer met Thomas in en weg. En nou is dit die derde keer wat hy aan hulle verskyn, by die see van Galilea, en wat gebeur? En nou baie interessant, ek glo met my hele hart, Jesus het nie vir Petrus daarvoor almal aangevat. Ek dink Jesus het vir Petrus gesê, Petrus, kom ek en jy gaan stappe in. En daar op die strand het Jesus vir hom gevra, Petrus, het jy my lief? Want Jesus het vir Petrus so lief gehad, dat hy verstaan het, wat het gebeur. En hy het geweet, dit gaan gebeur. En ongeag daarvan dat dit gebeur het Jesus aangehou om te glo in Petrus en om hom lief te hê met 'n ewige liefde. So wat ek en jy vandag moet onthou, is dat elke keuse binne 'n konteks gebeur. En binne 'n kwessie van 'n week is Petrus van alle kante oorweldig met tsunami branders wat sy geloofsfondamente geskit het. Maar weet jy wat is die wonderlike daarvan? Dit was alles deel van God se plan. Want as Petrus nie gedoen het wat hy gedoen het, Judas gedoen het wat hy gedoen het nie, sou ek en jy vandag hopeloos gewees het. Sou ons gedink het, weet jy, daar's nie plek vir sulke mislukkings soos ons in God se koninkryk nie. Nee, Jesus gebruik juis brose mense om 'n verskil vir hom te maak. Die keuses wat jy gemaak het was dalk nie die bestes nie, maar leer uit hulle. Volgende week gee ons 'n paar tree verder saam met Petrus. Mag die Here vir jou ryklik seën. Ja, maar Vader, ek voel ook baie keer soos 'n Petrus met die oë van daai groot woef op die bank. Here, ek voel so soms ek kan U nie in die oë kyk nie. Ek wil maar net vanoggend vir U sê, vergewe my as ek U teleurgestel het. Maar Here, ek wil ook vanoggend soos Petrus vir U sê, Here, U weet alles, U weet dat ek U liefhet. Amen. Om elke dag 'n dagstukkie op WhatsApp te ontvang, stuur net jou naam en nommer per WhatsApp na 0828216433. Vir motiveringsvideo's kan jy gerus ons Lewende Gemeenskapsblad op YouTube besoek. Daar is ook 'n Engelse blad, Live Light Community, op YouTube. Jy is ook meer as welkom om ons Lewende blad op Facebook te besoek en dan ook ons Engelse blad op Facebook, Live Light. Op Telegram kan jy net 'n soek doen onder Lewelig en dan daar aanteken en dan sal jy ook elke dag jou dagstukkies daar kan kry. Mag die Here jou ryklik seën. Liefde groete, Sjaal.